As ek iemand nie gegroet het nie, môre. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van die Seun Jesus. Sê vir baie dankie, Here, vir hierdie oggend, dat ons hier kan wees, dat ons gesond is, Here. Die van ons wat nie gesond is nie, soos Pastoor Martie, vir haar bid, Here, vir haar been, nier. Bid dat U haar sal aanraak, haar sal gesond maak. Sy beteken vir ons baie, Here. Prys U naam, Here, ons vra dat U hierdie diens se voortsetting sal seën, dat U die prediker sal seën. Bid vir elke hart in hierdie diens wat gaan luister. Vra dat U ons ore sal oopmaak, dat ons sal fokus op dit wat U vir ons wil sê. En ons gee aan U al die lof en al die eer. Ons prys U naam. Amen. Ek weet nie of julle die tema gesien het nie, maar die vraag vir vandag wat ek het is, weet jy is werklik wedergebore? So, kom ek vra die vraag. Weet jy is werklik wedergebore? So ek is baie bly om te sien, daar is 'n paar hande wat opgaan. Ek het verwag, daar gaan nie al die hande opgaan nie. Want in ons ervaring is dit nogal 'n baie groot vraag wat daar is. En ons het al gesien, ervaar, daarmee gedeel, mense gaan na verskillende kerke, groepe toe, en as daar altarkol is, dan gaan hulle oor en oor. Wie was al by meer as een altarkol gewees in jou lewe? Altarkol is as die dominee sê, kom vorentoe, gee jou lewe vir die Here, gee hierdie gebedjie. Doen hierdie gebed. Niemand nie, okay. Niemand al 2 keer. Nou, daar begin die hande op te kom. Nou is ons nou, hier is daarom 'n klein babietjie vandag in die kerk. Dink hoe weird kan dit wees as daai kleintjie meer as een keer uit haar ma het moes gekom het. Nikodemus kon daai self ook nie verstaan nie. Hy het vir Jesus gevra, hoe gaan ek terug in om weer gebore te word? Wedergeboortenis is nie 'n vleeslike ding nie, is 'n geestelike ding. Maar soos 'n vleesbabietjie een keer gebore word en in die wêreld ingekom het, kan jy nie wedergebore in die gees word en weer wedergebore word nie. Daai sal 'n bietjie baie weird wees. Maar hoekom doen ons dit dan? Hoekom is ons nie seker nie? Wat is daar wat ons blok? So kom ek vra 'n ander vraag. Ek hoop is iemand wat braaf genoeg is om te antwoord. Wanneer word jy wedergebore? Okay. So 'n baie algemene antwoord, wanneer jy jou hart vir die Here gee. Ek wil, as jy wil saamlees, is nie baie lank nie, Johannes 3 vers 16, meeste woord om te ken, maar ek kan 16 en 17 lees. As jy wil saamlees. So, Johannes 16 en 17 sê die volgende. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Daai klink vir my redelik eenvoudig. Ons moet mos nou in Jesus Christus glo, dan kan ek wedergebore wees. Reg? Dis wat die Bybel daar sê vir ons. Ander vraag. Glo Satan dat Jesus die seun van God is? Wie sê ja? Wie sê nee? Die besetene van Gadara, toe Jesus uitklim uit die boot uit, toe kom hy aangehardloop en die 1000 demone in hom skree. Jesus, seun van God. Dis jy hier om ons vroeg te beoordeel. Satan weet, nie ons dat dit glo nie, Satan weet Jesus is die seun van God. Die duiwels, die demone wat in die hemel was, wat uitgegooi is, weet dat hulle weet dat Jesus is die seun van God. En nou vra ek, wie is dit om te weet dat Jesus is die seun van God? Is dit om dit te glo goed genoeg? Want Satan en sy demone glo dit. Gaan dit hulle help? Nee.
So glo dat Jesus die Seun van God is nie al nie. Vir ons sê dit in die woord, glo met jou hart en bely met jou mond. Ek probeer dit altyd so verduidelik vir mense. Dis vir my 'n two-step program. Vir 'n mens om te kan loop, het jy 'n linkervoet en 'n regtervoet nodig. Het jy al ou gesien loop met net een been? As ek net een been gebruik, gaan ek lekker in die rond te loop. Niks gebeur nie. You're going nowhere. Pastoor Martie het vroeër gesê, julle moet bietjie mense nooi. As daar langs jou oop stoel is, dis nie haar skuld huis ook nie. Dis haar deel gewees om julle hier te kry. 'n oop stoel langs jou is jou skuld. Dis nou tyd dat jy 'n maatjie nooi. Maar as jy nie weet jy is wedergebore nie, gaan jy nie die vrymoedigheid hê nie. Ek wil dit nou vir jou sê. Sy het gesê ons moet by die huis die kinders leer oor Jesus, want die skole doen dit nie meer nie. As jy nie eers seker is jy is wedergebore nie, wat gaan jy jou kinders leer? Jy sal nie. Jy gaan nie die vrymoedigheid hê nie. So om by daai two-step program uit te kom, moet jy glo in jou hart. Dis waarna jy nou verwys het, en bely met jou mond. Weet mense om jou, weet jou bure waar jy bly, weet die mense waar jy werk, jy's actually 'n Christen. Daar was nou 'n paar wat skud, ja. Maar hy is nogal 'n bietjie, ek dink 'n ding wat ons almal moet mooi oordink. Weet die mense om jou dat jy 'n Christen is? Jesus soek nie undercover agents nie. Hy stuur sy engele so nou en dan uit as hy so iets nodig het. Ons hoef nie undercover te wees nie. Maar as jy by daai een punt vashou, ek gaan my hart vir die Here gee, so ek gaan vorentoe kom en ek gaan 'n gebedjie doen. Ek dink jy gaan altyd met twyfel bly. En môre doen ek iets verkeerd, of elke dag sal ek seker iets verkeerd doen, maar dan begin jy te twyfel. Het ek nou reg? Het ek. Ek wil amper vir jou sê, as jy jou hart vir die Here gegee het, dis nie die plek waar jy moet wees nie. Ek wil amper vir jou sê, Jesus gaan vir jou sê, hou jy jou hart. Jy het hom nodig in jou vleesliggaam, hy moet daar by jou bly. As jy nie 'n hart het nie, gaan jy omval. Ek soek jou lewe, nie jou hart nie. En daar's 'n verskil. Om jou hart vir iemand te gee, ek wil amper sê, dis wanneer jy verlief kan wees op iemand. Maar as daai afwerk of bietjie tyd aangaan, dan raak verliefdheid kan weggaan. Of die ander persoon sleg teenoor jou optree, jy gaan wisselvallig wees daar. Jy jou hart vir die Here gegee het, gaan jy wisselvallig wees. 'n Goeie dag is dan jy lief vir hom, 'n slegte dag dan kruip jy weg vir hom, Adam en Eva. Maar as jy jou lewe vir hom gee, as jy bereid is om te weet dat jy weet, ek is sy kind, hy is my vader. Hoeveel ouers met kinders is hier vandag wat hulle kinders nie het? Kyk gou vir daai kind. Kan daai kind ooit iets stouts genoeg doen om nie meer jou kind te wees nie? Al doen ek die stoutste van stoutste dinge, gaan jou kind bly. As jy wedergebore is God jou Vader en dit kan nie verander nie. Wie daar is, weet, Jesus self praat van die onvergeeflike sonde, kan nie vandag daar gaan nie. Maar as jy wedergebore is, kan jy nie onwedergebore word. Jy kan nie 'n kind van God word as jy gebore is uit die Gees uit. So hoekom het ons twyfel? Want ons stap nie daai 2 tree uit nie. Ons kom tot daai dag, ons kom tot bekering, ons kom tot ek gee my hart of hopelik van hier af gaan jy besef jy met jou lewe vir hom gee. En nou moet jy dit begin sê. So kan jy om dit te glo, so kan jy om te weet ek het dit gedoen. Nou moet ek dit bietjie begin vertel vir mense. My lewe eerste, 1 tree, my lewe moet dit wys. So iets moet verander. Daai babietjie was eers in die maag en met die dag van geboorte verander dit. Daai babietjie kom uit. Weet julle dat die babietjie in die maag haal nie asem nie? Van
moeilik wees want daai babietjie is in water, né? En as 'n mens uitkom uit 'n ma uit, so imagine dit, ons haal almal asem onder water of ons lewe onder water vir 9 maande. Maar as ons uitkom, kan jy nooit weer onder water asemhaal. Jy kan nooit weer onder water lewe nie. So ons verander as 'n mens, ons gaan deur iets en ons verander. Wedergeboortenis moet dieselfde ding wees. Ek's 'n mens met foute, ek's 'n mens wat nie regtig 'n groot gewete het nie. Ek kan dalk 'n goeie mens wees. Gaan goeie mense hemel toe? Wie voel hy's goed genoeg om hemel toe te gaan? Goeie mense gaan nie hemel toe. Net mense wat in Jesus Christus glo, wie se lewe dit wys, wie dit sê met hulle monde. Dis die mense wat die ewige lewe gaan beerwe. En jy hoef nie spesiaal te wees nie, jy hoef nie amazing dinge te doen nie. Wie is die eerste ou in die Bybel wat ons weet dat hemel toe gaan? Die ou aan die kruis. Die eerste ou wat ons lees van wat Jesus sê, jy sal vandag saam met my in die hemel wees. Of in die paradys, as jy die regte woord wil gebruik. Wat het daai ou gedoen wat amazing was? Hy was actually so sleg uit aan 'n kruis gaan. Dis die dood vir die slegste mense wat daar was. Hy hang daar, maar hy gaan hemel toe. Jesus het nie van hom gesê, jy moet afgaan, iemand moet hom afhaal, jy moet gedoop word, jy moet dit, gaan maak reg met almal, vra almal om vergifnis. Daai ou het 2 goed gedoen aan die kruis. Hy het vir Jesus gesê, ek glo jy is die seun van God. En hy het die ander ou stil gemaak, so hy het 'n aksie uitgevoer. Hy het vir die ander ou gesê, ek en jy verdien om hier te hang. Hierdie ou het niks verkeerd gedoen. So in een oomblik doen hy daai 2 tree. Hy wys vir Jesus, ek glo jy is die seun van God, en hy sê dit vir ander mense. Hierdie is die seun van God. Hier is 'n probleem. En Jesus se antwoord, as jy nou sterf, jy sal jy in die hemel wees. Dis dit. Dis hoe eenvoudig dit is. Ons wil baie keer hierdie wedergeboortenis ding baie moeilik maak. Is ek goed genoeg? Is ek goed genoeg? As ek 'n stukkie in die Bybel lees, dis nie ek daai nie. Dis nie hoe moeilik dit is nie. Dis eenvoudig. 2 tree wat jy elke dag oor en oor uitloop. Jou lewe vir die Here gee. Dit beteken jy gaan anders te begin lewe. Dinge moet verander. As jy wedergebore is, moet jy verander. So, as jy hier sit en jy daai gebedjie al 1 of 2 of 10 keer gedoen, en jy lewe nog eintlik presies dieselfde, dan dink jy nog net, jy hoop nog net jy is wedergebore. As jou lewe nog nie verander het nie, dan het jy nog nie daai nuwe geboortenis deurgegaan. Jou lewe moet verander, klaar, einde. Daar moet 'n verandering van jou lewe wees. Dis die eerste tree. Die tweede tree is, nou moet jy dit begin deel met mense. Ek sê nie jy moet 'n pastoor word wat voorstaan nie. Ek sê nie jy moet 'n evangelis wees wat op die straathoeke elke dag gaan staan en dit skree nie. Dis nie waaroor dit gaan. Maar in jou dag tot dag lewe moet mense om jou kan agterkom jy is 'n kind van die Here. Ek en my vrou met mekaar praat of saam met mense kuier, hier's 'n paar van ons huiskerk mense hier, en hulle gaan vra. Ek weet nie of ons 10-15 minute lank kan gesels sonder om een keer iets oor die Here te sê. Dit gebeur net. Ons probeer nie. Dis net soos jy moet asemhaal, soos ek moet asemhaal, moet ons net oor die Here praat. Dis maar net wat gebeur. Ons beplan dit nie, ons bedink dit nie, daar's 'n transformasie. Die wat ons getuienis die vorige keer gehoor het gehoor. Ek was 'n ander mens gewees. Daar's 'n transformasie wat moet plaasvind. Dis die 2 tree wat daar nodig is. En dan moet jy weet dat jy weet jy is wedergebore. Ja, gaan jy struikel? Van daai babietjie wanneer sy probeer begin loop, val, kneetjies oopval. Daai jong mannetjie wat nou opkom met die trappe, hy val nog so nou en dan. Soos jy groter word, gaan jy nog val. Ek val nog van tyd tot tyd, die ouer mense val nog van tyd tot tyd.
Ons gaan val, in die gees gaan jy val. Dit is so. Dis hoekom Jesus se genade en sy kruisdood gekom het. Wedergeboortenis maak jou nie perfek nie. Dit maak jou nuut. Dit gee jou 'n ander behoefte in jou hart. So kan ek bysê, as jou behoefte in jou hart nie die Here is nie, dan het jy dalk nog net gekies om jou hart vir die Here te gee. En ek wil vandag vir jou sê, hy wil hom vir jou teruggee. Party van ons wandel maar net deur die lewe. Party van ons dag tot dag, ons probeer maar net survive. Kind van die Here moenie survive nie. Ons moet eintlik floreer, geestelik ja. Gesondheid gewys moet ons floreer. Hier's 'n paar siekes in die kerk vandag. Dit gaan gebeur. Net soos ons val in die vlees, gaan die Satan ons aanval in ons vlees. Ons gaan siek word van tyd tot tyd. Ek wil net vir julle sê, Joyce sit met haar masjienkie daar langs haar, maar sy is besig om te oorwin. Sy moes 'n tyd lank nou dag en nag in uit op suurstof gewees het. Sy kon nie beweeg sonder dit nie. Dis nou dag 4 of 5. Heeltemal af deur die dag van haar suurstof af. Heeltemal. Slaap nog met dit in die aande. Maar sy begin te besef, selfs op my ouer ouderdom, volle genesing is vir my. As jy 'n kind van die Here is volle genesing. Dis net hoe dit moet wees. Gesondheid. Geestelik. Dan die groot uitdaging. Finansies. Mag 'n kind van die Here ryk wees? Ja. Die Here gaan jou dalk eers net toets met 'n klein bietjie en kyk wat doen jy daarmee. Die woord sê as jy getroud gevind was met min, sal ek jou aanstel oor meer. En as jy met meer vertroud is, en as die Here kan sien jy weet hoe om dit te hanteer, sal hy jou nog meer gee. So ek sê nou reguit vir jou Christene mag stinking rich wees. As jy die volwassenheid van geloof het om die Heilige Gees te volg wat hy vir jou sê om te doen met die geld. So ja, finansies, gesondheid, geestelik, verhoudings. Wil die Here ons perfek in verhoudings hê? Ons kom uit 'n kleiner huiskerk omgewing. Ons gaan nie na mega kerke toe nie dat ek sê ek gaan nie daai gesprek oor hulle judge nie. Maar hoekom is 'n getal soos hierdie ideaal en perfek? Want as iemand ons huiskerk kom besoek, en is nie net ons nie, daar's mense in ons huiskerk. As iemand ons huiskerk kom besoek, stap hulle daar weg en sê, hier het ek liefde vandag gevoel. Jou eerste liedjie wat jy gekies het. Liefde is die belangrikste. Alles in die Bybel hang oor liefde. Wat is die eerste woorde van Johannes 3 vers 16? Want so lief het God. Die hele Bybel gaan oor liefde. In 'n 10.000 mens kerk kan jy nie die liefde ervaar nie. Daar's goeie goed wat daar gebeur hoor. Maar jy kan nie die liefde ervaar nie. Hierdie setup van julle, hierdie hoeveelheid. Die liefde is veronderstel om te blom hierso. En as meerderheid van die kerk wedergebore is, sal dit net spontaan gebeur. En daar gaan vryheid begin kom. Die kindertjies sal outomaties begin vorentoe kom, want by die huis is die liefde van God werkend. Want die vertroue in wie ek is, ek's 'n kind van die Here, ek kan nie verander nie. As ek dit weet dat ek weet, ja, en ek gaan deur swaar tye gaan. Ek gaan deur daai vallei van doodskade weer gaan. Maar ek weet wie ek is, en saam met my pa stap ek deur hierdie pad. Nou kan ek dit, ons kleinkinders, wie wat hulle ken, hulle sal vir julle sê, hulle is 'n bietjie anders as die normale kleinkinders. Gisteraand weer, ons gaan kamer toe, haar request is, kan ons gou weer 'n bietjie Bible trivia speel? Dis wat sy wil doen saam met ons. Dis Bybelvrae. Sy wil nie gaan slaap voordat ons al nie gou 'n bietjie Bybelvrae vra nie. Haar ouer boetie, dink ek sal meer as 50% van jou gemeente, hy sal hulle wen in 'n Bybel vasvra. Wat staan in die Bybel, vir al die Ou Testament.
Dis standaard, dis net normaal vir ons, want ek staan 'n kind van die Here, ek praat gereeld oor my pa. So as jy bietjie tekort skiet in daai afdeling, as jy wonder, is ek werklik gered, gaan ek hemel toe, dan weet ek hoekom is daar nie vrymoedigheid nie. Ek weet hoekom is daar leesstoele langs jou. Ek weet hoekom is jou kinders bietjie skaam oor die Here, want inteendeel is jy bietjie onseker. En dis nie 'n vingerwys nie, ek wil net vir jou sê, dis eenvoudig. Johannes 3 vers 16, en saam met dit sê Jesus, bely met jou mond, glo met jou hart, ek is die seun van God. Ek het gekom om jou te red. So dis waar Satan hulle stop, waar hulle kort skiet. Jesus kom om ons te red. Hy het die prys betaal uit sy liefde uit vir ons. Hy gee ons die oorwinningslewe. Hy wil jou 'n volle lewe gee. God sê, ek het planne vir jou, planne van, jy weet, planne van voorspoed en oorvloed. Dis wat my vertaling vir my sê. En nie planne van teëspoed nie. Ja, weer eens sê ek, soos ons deur die vallei van doodskaduwee stap, Satan gaan aanval, tot jy word sy vyand. Kom ek sê dit die volle prentjie. As jy gebore word uit jou ma uit, as jy dit nie geweet het nie, hou vas. Jy is actually geestelike kind van Satan. Ons word in sonde gebore. Satan is heiliglik die heerser van hierdie aarde. God het dit geskep, maar wie beheer dit op die oomblik? Ons word in sonde gebore. Dis hoekom ons wedergeboortenis nodig het. Ons is nie reg gebore die eerste keer nie. Maar daai vryheid wat kan kom, daai oorwinning wat kan kom. So, jy stap van een huisgesin oor na 'n ander huisgesin. Daai eerste slegte pa, as ek dit so kan sê vir jou, gaan jy nie uitlos nie. Hy soek jou eintlik terug. Hy wil eintlik hê jy moet opgee, want dan maak hy hel op aarde vir jou. Jou lewe verder voortsit hel op aarde. Dan kry hy maar sy satisfaksie daar. So, hy gaan jou nie uitlos nie, maar die Here is met jou. Jou Vader is met jou. En wie van julle het kinders het soos hulle groter word? Jy kan nie jou kind keer van alle seer kry, van alle slegte keuses wat hy of sy gaan maak nie. Net so God moet jou toelaat ook om jou keuses te maak, dat jy kan leer daaruit. As jy vir 'n kind sê, daar's 'n braaier daar wat aan die gang is, moenie vat nie, hy's warm, moenie vat nie, hy's warm, moenie vat nie, hy's warm. En my kind vat op 'n stadium aan hom. Dis so hy gaan leer. Jy gaan dalk probeer nog hardloop en gryp en keer, maar jy gaan nie 'n hok om daai ding bou om jou kind weg te nie. Jy sê vir hom moenie, en dan is dit sy keuse. Dieselfde met ons geestelik. Soos ons deur hierdie lewe stap. Wedergeboortenis beteken nie geen probleme nie. Maar God gee ons 'n lewe van oorvloed. God beplan vir ons. Hy het al hierdie planne van voorspoed en oorvloed. Gesondheid, verhoudings, finansies. Jy kan enige aanval op enige mens gaan kyk. Dit is onder een van daai 3 aspekte. Gesondheid, verhoudings, finansies. Dis waar Satan ons aanval. Vandag een af, hy het vir Eva die verhouding tussen haar en God probeer breek. Jy sal soos hy wees. Sy is dan in sy beeld, sy en Adam is in sy beeld gemaak, hulle was soos God, klaar. Hy die verhouding kom breek. Dis al wat hy wil doen, breek die verhouding tussen mense. Wie wat al deur 'n slegte huwelik is, of in 'n slegte huwelik nou is, dis seker die slegste ding wat jy kan hê in jou lewe, is 'n slegte verhouding met iemand dag in en dag uit. Dis hel op aarde. En dis nie God se plan. Sy plan is restaurasie, sy plan is beter as dit. Ja, ons maak keuses self. So, hopelik verstaan jy hierdie konsep. Jy's nie verkeerd gewees met gee jou hart vir die Here nie, maar dit gaan jou nie die volle oorwinning gee nie. Hou jou hart.
Gee jou lewe vir hom. Alle aspekte van jou lewe. Alles. En dis 'n uitdaging. Want partykeer hou ons daarvan om self te kies wat ek wil doen. Maar as jy hom begin intrek, as jy hom begin deel maak van al jou besluite elke dag, as jy in die aande wil hoor, Here, wat moet ek môre doen? Hoe moet ek môre se dag beplan? Help my. Ek het hulp nodig. Ek kan nie dit alleen meer doen nie. Ek het dit my lewe lank probeer. Dis hoekom ek sit waar ek sit. Het jou plan vir jou lewe gewerk waar jy hier vandag sit? Begin hom deel te maak van jou lewe. So om jou hart vir hom te gee, bring nie daai oorwinningslewe wat hy gee nie. Wat hy vir ons beplan nie. Gee jou lewe oor. Gaan deur die transformasie. Die doop is 'n praktiese, maklike uitvoering daarvan. Om te sien hoe ek verander. As ons mense doop, dan leer ons hulle, ek doop jou nie, ek maak jou dood. Sê gewoonlik sal ons hier daar onderhou tot die borreltjies ophou. En dan sal ons jou weer lewendig bid as jy opkom. Daarom nie so erg nie, maar jy moet doodgaan daar. Die ou mens, die ou wie jy is, moet doodgaan. Dit moet stop. Ja, jou natuur, jou vleesnatuur gaan so nou en dan kop wil uitsteek. Ongelukkig, ons is nie soos 'n skoenlapper nie. God het hy het hulle 'n baie mooi voorbeeld gegee, of 'n voordeel gegee. Die wurmpie wat blare eet, gaan in 'n kokonnetjie in. En as hy daar uitkom, sy 'n skoenlapper, hy kan nie blare eet nie, hy kan net nektar suig. Die twee lyk nie soos mekaar nie, eet nie dieselfde ding nie, doen nie dieselfde ding nie. Vir ons is dit ongelukkig nie dieselfde nie. Alhoewel die Bybel sê, ons moet 'n metamorfose deurgaan. Ons bly in ons ou vlees. En al jou ou gedagtes bly daar. So ja, Satan het daai vermoë om terug te kom en jou te probeer van die pad af kry. Maar jy moet 'n transformerende lewe deurgaan. Jy moet 'n getuienislewe te hê. Mense om jou moet weet jy is 'n Christen. Hoe jy lewe. Dit gaan nie oor wat jy sê nie. Wat jy sê en wat jy doen verskil baie keer in ons lewens. So, laaste ding wat ek wil sê, ek het 'n gesegde. Sometimes it's necessary to preach with words. Sometimes. Die res van die tyd moet jy eintlik 'n getuienis uitlewer sonder woorde. Een van julle twyfel dat pastoor Martie 'n Christen is. Nee, want ons kan sien wat sy doen dag in en dag uit. As jy haar Facebook oopmaak of as jy op haar websites kyk of as jy hoor wat sy doen, jy weet dit. Jy hoef net na haar lewe te kyk en weet jy dit. Liefde kom uit haar uit vir mense. Dit kom net van die Here af. So weet mense om jou jy's 'n Christen. Nie hoor hulle nie, weet hulle. En glo jy dat jy wedergebore is. Dan gaan dinge begin verander. As jy twyfel, die Bybel sê, twyfel as jy soos 'n boot wat op die golwe is, op en af. Die wind stoot jou net waar hy wil. Jy bepaal nie jou rigting nie. So, ek hoop dat die twyfel by julle gaan verdwyn. Die wat enigsins nog twyfel het, of wat dalk nou weet, ek het nog nooit my lewe vir die Here gegee nie. Ons is hier voor, ons sal julle help, ons sal saam met julle bid. Ek doen nie daai gebedjie nie, want daai gebedjie staan nie in die Bybel nie. Jy moet 'n verhouding met die Here bou. As jy daai gebed doen, is dit religion, en jy gaan agterkom jy is wisselvallig. As jy met jou Vader begin praat, gaan jy verhouding bou, en jy gaan standvastig wees. So as jy getwyfel het, of as jy agterkom, ek het dalk nie dinge reg gedoen nie, ons is hier na die tyd om julle te gesels. As jy nie vandag wil nie, weet, jy kan enige dag met pastoor Martie gaan gesels. Maar twyfelagtigheid kan nie deel van jou lewe wees. Dan is daar, dan jy iets nie reg gedoen. Niemand twyfel of daai babietjie gebore is nie. Ons kan dit sien. Ons kan dit sien.
Ons sluit af met 'n gebed. Vader, baie dankie dat ons hier vandag in die teenwoordigheid van U mag by mekaar gekom het. Here, dankie dat U liefde alreeds hier teenwoordig is. Dankie dat U oorgawe is, Vader. U sê waar 2 of meer in die naam vergader, daar is U. So U was vandag hier met ons, Vader. Ongelukkig kan ons nie met ons menslike, natuurlike oë U sien nie. Die woord sê ook, ons kan nie, ons sal nie dit oorleef nie. Maar in ons geesmens, met ons geesoë, geesverstand, kan ons U ervaar, kan ons U deel van ons lewens hê. Vader, ek kom vanoggend en ek bid vir elkeen hier, wat eerste die volle oorgawe lewe, wat ten volle wedergebore is, wat met die wete en die kennis uitlewe en wat dit laat verkondig. Dankie vir hulle, Vader. Dankie vir daai oorwinningslewe wat U is. Here, dan kom ek ook vanoggend en ek bid vir die wat nog nie daar is nie, wat wisselvallig in hulle lewens is, wat tekort skiet in hulle lewens, wat deur die wind rondgestamp word, vandag 'n goeie dag, môre 'n slegte dag, dalk op dieselfde dag 'n goeie oomblik en slegte oomblikke het. Here, ek bid en ek vra dat U hierdie saad van wedergeboortenis in hulle harte sal laat wortel skiet. Dat die twyfel van die Christen lewe sal uitgeroei word, sodat die boom van lewe in hulle kan begin groei. Dat mense om hulle die vrug van U liefde kan ervaar en kan eet. Here, ons is veronderstel om U uit te lewe. Jesus sê, hy is die lig van die wêreld en op 'n stadium toe hy by gereed maak om te gaan, toe sê hy, ons is nou die lig van die wêreld. Here, help ons om U lig uit te dra. Dankie vir U genade en U liefde wat groter is as enigiets wat ons al ooit gedoen het. Dankie dat ons nie onsself hoef te bewys met ons werke nie, maar dat ons lewens kan neerlê vir U kan gee. Here, ek eer U daarvoor. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U 'n plan gemaak het. Dankie dat ons die plan mag uitlewe. Ons eer U en ons is lief vir U in Jesus se naam.